Psalm 92, 'n lied vir die Sabbatdag. 'n Psalm, 'n lied vir die Sabbatdag. Dit is goed om die Here te loof en tot eer van u naam te psalm sing, o Allerhoogste, om in die môre u goeie tierenheid te verkondig en u getrouheid in die nagte, by die 10-snarige instrument en by die harp, by snarespel op die sitter. Want u het my bly gemaak, Here, want deur u dade, ek jubel oor die werke van u hande. Hoe groot is u werke, o Here? Baie diep is u gedagtes, 'n dom mens weet dit nie en 'n dwaas verstaan dit nie. As die goddelose mense groei soos die plante en al die werkers van ongeregtigheid bloei, is dit om hulle vir ewig te verdelg. Maar u is hoog verhewe tot in ewigheid, Here, want kyk, u vyande, o Here, want kyk, u vyande sal vergaan. Al die werkers van ongeregtigheid sal verstrooi word, maar u verhoog my horing soos van 'n buffel. Ek is met vars olie gesalf en my oog sien met welgevalle neer op die wat my voorlê. My ore hoor van die wat teen my as kwaaddoeners opstaan. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal groei soos 'n seder op die Libanon. Geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhowe van ons God. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees om te verkondig dat die Here reg is, my rots, en in hom is geen onreg nie. Sluit asseblief die oor. Abba Jahoua, ons kom na u toe in Jesus naam en ons kom sê vir u dankie, my Vader, dat u die rots is waarop ons kan vertrou, my Vader. Dankie dat ons die voorreg het om hier te wees vandag, my Vader. Ons vra u vir oop harte en vrymoedigheid van gees om vrae te vra waar die vrae opkom, en ons vra vir u gees om prediker te wees, my Vader, om ons te leer, want ons is hier om te leer, my Vader. En ons sê vir u dankie in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Wow. Ja, koffie amore. My vraag aan die tieners. Ek wil graag weet in verband met die twee getuies uit Openbaring 11 vers 1 tot 19. As pastoor net vir my 'n bietjie verduidelik met dit asseblief in die eindtye. Ek lees hom vir ons hart en duidelik iemand. Openbaring 1, 11 tot 9. 11, hoofstuk 11. Openbaring Openbaring 11 vers 11, 1 tot 1 tot 19. 19 asseblief. Okay. En 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee, en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. En ek sal aan hulle 2 getuies gee dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Hulle is die 2 olyfbome. Tot vir 1000 hoeveel? 1260. Hoeveel maande is dit? 3,5 maanden. 12 maande is 365 dae. Ja, so about 3.5 years. 3,5 jaar. Amen. Hulle is die 2 olyfbome en die 2 kandelaars wat voor God van die aarde staan. En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande. Hoekom word jy 'n buitehof vir die heidene gegee?
Van wie praat hy? Hou daai op die raak. En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande. En as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie. En hulle het mag oor die waters om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plaae so dikwels as hulle wil. En wanneer hulle hul getuies volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word, Sodom en Egipte, waar ook Onthou ons daai Here Sodom en gekruisig is. Egipte. Gaan aan. Waar ook ons Here gekruisig is. En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke 3,5 dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die twee profete die bewoners van die aarde gepynig het. En na die 3,5 dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan en hulle het op hul voete gestaan en 'n groot vrees het hulle geval op die wat hulle aanskou het. En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen. En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk en hulle vyande het hulle aanskou. Ek gaan nou aan by 12 en 13, ek moet klaar lees. En in die uur het daar 'n groot aardbewing gekom en die 10de van die stad het geval. En 2000 mense het in die aardbewing omgekom en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. Sorry, my Bybel sê 7000. Ek gaan kyk, hoe het ek verkeerd gelees? Ja, 7000 mense. Ja, skus 7000. Jy's reg. 7000. Die tweede weer het verbygegaan. Kyk, die derde kom gou. Okay, wat is jou vraag? Ek wil net graag weet, Wie is die twee getuies? dis 'n profesie uit die Bybel uit. Ja. Okay, 'n mens kan nou nie teen dit nie, soos ek verstaan. Geen profesie kan teengebid word nie. Ek wil net graag weet, wat is hoe sê mens nou, hulle werk, Hulle werk is om die evangelie te verkondig. okay, En dis hoekom hulle gehaat word. okay. Daar is 'n kontensie dat dit kan Elia en Moses wees of dit kan Elia en Enoch wees. Ek weet nie hoekom daar 'n kontensie is nie. Dit is uitdruklik word daar vir jou die wonderwerke hier gesê. Die een sluit die hemel toe, dit gaan nie reën nie. Elia het dit gedoen. Moses water in bloed verander. Nêrens lees jy van Enoch enige wonderwerke nie, niks nie. Maar nou sê hulle ja, maar dit word nie hy het nie 'n natuurlike dood gesterf nie. Nommer 1. Kom ons gaan gou dan na Genesis 5 toe. Laat ons kyk wat sê die Bybel oor hierdie man Enoch. 5 vers. Ons gaan nou kyk daar by die 7de geslag. Sal nou by die einde wees want Noag is die 10de geslag. Genesis 5 vers
Wie hom? Toe jy nog 65 jaar oud was, Nee, gaan myne sê Henry. van sy begin af. Van een. Waar hy begin praat van Enoch. Dis 'n nommer 21. Ja. Okay? Toe Henog 65 jaar oud was, het hy die vader van Methuselah geword. En Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel en hy het seuns en dogters gehad. So was dan die dae van Henog 365 jaar. En Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Waarom het God hom weggeneem? Wie sê so? Nou, hoe kan jy dit vir my sê? Want God gaan net na een plek toe sy van hier af. Nee, God is in een plek. Hy gaan nêrens. Luister wat julle lees daar. Wat sê daai groen Bybel? Hy sê verdwyn. Verdwyn. Die Here het ons ook Wie bly nou of het al 'n ruk hier by my gebly? Wat gebeur as daar 'n hondjie iewers gaan lê en slaap en hy word nie gekry nie? Ja, hy word gesoek. Word gekry. Hy word gesoek tot Hulle gaan lê om dood te gaan. Hulle gaan gewoonlik te doen as hulle weet hulle gaan dood. Ja, die trompet al gaan slaap onder wasgoed. Ja, ons het ook gesoek het kry so. Maar wat hy gebeur? raak hysteries. Dis wat gebeur. Die stuur die ons weg. Tot hy weer terug is. Want hy sê ook hierso want God het hom weggevat. Hy sê ook hierso want God het hom weggevat. Waartoe? Ken jy Ons ons? weet nie. Hy sê nie. Dit is weg in die Want Elia was want Elia het opgegaan met 'n vuurbal. Ja, Elia hy is sê gesien. dit toe, ja. So ons het bewys dat God het hom lewendig gevat. God. Ja. Want God het hom weggeneem. Maar dis nie wat dit sê van Nee. Enoch nie. Nee, hy sê verdwyn. Hy het verdwyn. Veral in vandag sit daar wat die ouens misdade pleeg wat vir watter rede ook al. Hy verdwyn. En dan kom ons kyk na 'n geval in die laaste 50 jaar. 55 jaar. D.B. Cooper, weet julle wie was hy? Hy? Ja, they're still looking for him today. Hy het 'n plein gehijack, stoksiel alleen. Hy het 'n Boeing gehijack. Hy het uitgespring met 'n parachute, hy's nooit gekry nie. Daar spekulasie hieroor en daaroor en daar. Waar is hy? Hæ? Hy's weg, hy's verdwyn. Nou mense wat ons verdwyn kom weer ons weer terug. Wel, hy het nog nie teruggekom nie. Nou, iewers is dit. Hierdie het in 1971 gebeur. Dit is nie doodgeval. Ja, dan 'n parachute. Nou, hang aardig met Nou, boom. wat ook baie opvallend is hoekom ons dink is Moses of Elia, jy lees die hele tyd in die Bybel van hulle. Jy lees van Moses, hoe hy die mense uit die... Het julle gelees wat in die begin van daai ding hierdie leesstuk wat ons nou. Het julle geluister wat hy sê? Ja. Hy praat van jou lyftakkies. Hy praat van 'n riet, Ja. Ja. Ja, staf. 'n meetstok. Eetstok.
Skryf my Esegiel 47. Esegiel 7. Wat moet hy meet? 47. Hy moet die tempel meet en die wat daarin is. Ja, en hy praat van die water en bloed. Nou, hy gee vir jou baie spesifieke tekens hierso. Ja. Die heel eerste wonderwerk of pes wat Egipte getref het, was die water wat in bloed verander. Dit is al wat hier genoem word. Nou, daar word nou gespekuleer dat dit Enoch kan wees. Hoor hierso, Die lees nie van Enoch. as God sy seun nou voor jou verskyn en hy sê jy volg my. Het hy nodig, gaan jy vir hom vra, praat jy met my? Jy gee jou bek hou en jy gaan loop. Het hy nodig om vir jou te sê luister, kan jy nou nie sien? Kan jy nou nie sien? Hy noem spesifieke goed hierso. Hy gaan vinnig deur dit, want dit is 'n belangrike boodskap hierdie wat gegee word. Hy praat hier definitief van Moses en Elia. Full stop. Enoch het niks met hierdie boek uit te wy. As jy gaan kyk hoekom Enoch uit die canons uitgehaal is, deur die apostel self, en jy kan maar gaan kyk, as jy dit kry, Judas, of Juda, Jude, die boek van die skrywer, dit was Yeshua se broer gewees, halfbroer. Moeder van, sy moeder was Maria en sy pa was Josef gewees. Hy quoteer uit daai boek uit. Maar hy sê nie hy quoteer 'n paar versies daai. Nou het hulle hoofstukke om daai goed gaan skryf. En wie sal dit nou weer lê? Daar is so 'n stukkie wat gekry is van die boek van Noag, van die boek van Reuse, van die boek van Jubilees, nie volle boeke nie. Die boek van ek kan nou nie onthou wat sê in Afrikaans nie. Ek dink in Afrikaans noem hom die boek van geregtigheid, op die regverdige. Maar in Engels is dit Jared. Ja, is dit Jared? Jasher. Maar hierdie boeke is nie daar vir 'n rede nie. Want wanneer jy in hierdie goed gaan delf, gaan dit jou waarskynlik op 'n punt kry waar jy gaan weet van goed waarmee jy niks kan doen nie. Ja. Wat vir jou niks goed kan doen nie. En jou volg agter die Messias gaan nie bestaan nie, want jy's agter hierdie ander goed aan. Jy's al agter hierdie ander goed aan. So dis die een ding. Nou daai Esegiel 47. Hy sê hierso is 'n plek die buitehowe. Is vir die heidene. Van wie praat hy? Hy praat nie hier van volk nie, hy praat hier van nasies. Ja. Die heiden nasies. Wie is dit? Is die wêreld sommer behalwe dit gewasse is van God. Ek praat van die wêreld wat sigself Satan aanbid. Nie noodwendig Satan aanbid nie. Of ander gode. Kom ek julle gou wys wat hierdie boek van Enoch en hierdie ander boeke kan doen as jy gaan grou waar jy nie niks van weet nie. Daar word beweer dat die Israeliete 'n swart nasie is. Ja. Swart nasie, ja. Volk nie. Yeshua was wit, soos ek nie. God het vir Adam en Eva geskep en daar was geen ander ras tot in
ek dink Genesis 11, by die toring van Babel, 11:13, by die toring van Babel nie. Hierdie ander volke, of ander nasies, want hulle die hele wêreld het hulle ingespan. Hierdie is die kinders, die nageslag van Gam. Dis nie net swart nie. Dis alles wat nie blank is nie. En hierdie is nie 'n rassistiese lering nie, hierdie is so feit soos 'n paal bo water. Of soos my pa het gesê, 'n feit soos 'n koei. Die feit van die saak is, jy kan nie 'n bul gaan melk nie. Jy kan nie regkom, jy gaan seer. Jy gaan seker tot môre toe. Hane lê nie eiers nie. Hierdie goed is wat die hele bloedlyn probeer korrup het. Waaruit Christus moes of gebore was uiteindelik. Set se bloedlyn. Jy kan, ek weet nie waar ouens gaan hierdie wetenskaplike toetse gaan doen het nie, want niemand van hulle lewe lank genoeg nie. Daar word beweer dat as jy lank genoeg op 'n plek bly wat baie warm is, gaan jy nou donker word. Jy gaan miskien 'n bietjie van 'n tan optel. Jy word nie swart nie. Maar jou oë gaan nie skreefies begin trek nie. Jou aksent gaan nie begin verander nie. Jy gaan nie skielik 'n champion samosa resep hê nie. Hierdie goed kan nie bewys word nie, want dit het in 'n oomblik gebeur. Hulle het weggekyk van mekaar en toe hulle terugkyk, die oom my magtig, wat het nou met hierdie ou gebeur? Dit het vinnig warm geword, hoor. Want toe ek laas hom gesien het, toe sy rooi, nou is hy sommer swart. En ek is geel. Ek het seker maar 'n bietjie siek geword. Dis nie waar te 5 maak nie. Ek sê nie dat ander nasies nie tot bekering kan kom nie. Dis nie wat ek sê nie. Want so lief het God die wêreld gehad. Ja, amen. Maar daar is 'n plek by my, sê God, vir Moses. Daar is 'n plek by my, sê profeet. Dis die boodskap wat hulle bring. Dis hoekom hulle gehaat gaan word. Dis hoekom God hulle gaan die krag gee om met die vuur van hulle asem mense te gaan verdelg, verbrand, veras. Mense wil nie hierdie boodskap hoor nie, want dit is diskriminerend. Dit is nie diskriminerend nie. Ons het Sondag of laas Sabbat skooldiens het ons die vloeke en seëninge behandel. As God self 'n vloek op jou plaas, is dit irreversible. Dit is hoe dit is. As dit nie so was nie. As dit nie so was, en luister mooi wat ek vir jou sê. Op hierdie stadium was daar nog nie 'n wet daarteen gewees nie. Toe Moses in Ethiopië was, hy het ook nie 'n swart vrou gevat, hy het 'n Midianiet gevat. Haar pa, Jethro, was 'n Midianiet. Maar sy het nie skielik wit geword nie, omdat haar man nou God, die man van God is. Nee. Inteendeel, dis waar die kontensie gekom het tussen hom en sy broer en suster, teen hom. Dis hoekom Miriam getrou was met Malaat vir 2 weke. Omdat hy nie met sy eie soort getroud was. God het dit nie verander nie. Hy het nie gesê, alright,
Ek weet nie wat se bleach jy gaan gebruik nie. Dit het gewerk vir Michael Jackson. Hulle sê in die ou tyd het vroumense in cyanide gebad. En cyanide. Cyanide, ja. Voordat hulle geweet het dat dit is giftig. Het hulle daarom Om hulle dit velle gemaak witter te tot doen. by die handdoek daar. Apparently, ja. Is dit? Ja, presies. Ja. Ek weet van melk. Ja, hulle het gesê cyanide. Maar kan maar gaan lees, ek weet daarvan. Ek weet die Egiptenare, die Egiptiese royalty het melk gebad. Yeah, that was for beauties. That to make the skin softer. Not to make them whiter. Yeah, they did. That's insane. Nee, It's poison. Mag jy nie cyanide spreek nie. Maar okay. Ja. Bly van cyanide af weg, dit is gevaarlik. Sien, dit is so gevaarlik. Daar's 'n rede hoekom hulle dit in die death chamber gebruik word. Hy is so gevaarlik, dit is daar by my. Dis al. My ek het gewerk by 'n plek met seun nie gewerk het. Hulle sê die kat het die venster gespring, oor die ding gehardloop en tjoep, dood. Dan en hulle vel raak net daaraan, hy's baie giftig. Ja, niet is baie dodelik. Ja. Hy's Dan baie ek weet nie hoe hy daai Maar ek het dit gelees, ek Ja. kan is maar wat ek gelees het. So. waar jy het gelees. Ek weet nie. Wel, Google. Ek het nie gaan Google hoe maak ek my vel witter nie. Nee, jy moenie, want jy witter word raak jy weg. Nee, ek weet ek het dit somewhere net raak gelees. Maar dit is dis die ding waaroor dit gaan. Dis nie diskriminasie nie. Glad nie. Ek sou byvoorbeeld ek luister na Wou die Bakker. Want hy preek die waarheid. Amen, ja. Maar ek kan aan niemand anders verwys. Dit wys jou wat se klein spek kom daar uit. Want jy weet ek dink ek het die voorbeeld vir julle genoem. In die in Afrika tel 2 ouderlinge in 'n Christen gemeente. Tel stry op. Die een gaan na 'n toordokter toe. En hy sê ja nee, ek sê ja, hoekom? Want hulle is in dieselfde kerk. Hy is ook 'n Christen. En hy doen 'n ritueeltjie met die spieël en die sand en die bloed en alles en die ander een is dood. Daar word 'n vloek op hom uitgesit. Nou wat nou die kerk gaan hom maar net aan. Hè? Gaan kyk na die bloeddorstigheid. En ek sê nie dat jy kry dit nie onder bid is nie hoor. Glad nie. Jy moet een ding in ag neem. Nie almal wat van daai toring afgeklim het kleur verander. Maar hulle DNA het verander. Hulle DNA het verander. As jy gaan kyk na jou elite bloedlyne vandag, is alles blank. Dis van hulle wat daar afgeklim het. Hulle het die leiers gelei. Hulle het net meer afvallig geraak. Hulle het vooruit. Hoe kan ons dit bewys? By die tale. Nee, weet nog nie. Baie tale onderwit is. Die boerevolk is 'n mengelmoes van tale. Dis die jongste taal op hierdie planeet. Dis Afrikaans. Dis die jongste taal op hierdie planeet. En dit kom van die Franke af, of die Franse, Duitsers, Kaaskoppe, die Hollanders. Dis gaskoppe. Ja, hulle maak mos kaas. O, Met die ou squinkies. Hollanders. Maar dit
onder die genote, dit kom uit Europa uit. Dit kom uit die heiliges wat uit Europa uitgevlug het as gevolg van verdrukking. Dis waar die boerevolk gebore is. En Jan van Riebeeck het dit nie begin nie. Die Portugese was 150 jaar voor hom hier gewees. Voor Jan van Riebeeck was. Ja. Ek het nou Francisco de Almeida, Vasco da Gama, Ja. ek dink daar was 3 ekspedisies voor Jan van Riebeeck. Maar dit is alles uit Europa uit. Dis alles uit Europa uit. Hiernatoe, na die suide toe. Daar waar die profete op die muur van Jerusalem gestaan het en geprofeteer het, na die riviere aan die kant kus. Dis na Jerusalem se suide toe. Nou as jy gaan kyk na die stelling van die swart Israeliete, swart Jode, wat ook al hulle self nie. Hulle praat van hulle het met skepe is hulle uit hulle land uitgevoer na Egipte toe. Wanneer het dit gebeur? Nee, Egipte is eintlik maar net 'n idioom vir Amerika. Hoekom dit? Hoekom sal dit nie dan liewer Babylon wees? Dit sal ons meer Bybelse of profetiese sin maak. Ja. Die feit van die saak is, God het nie 'n fout gemaak nie. Jy gaan nêrens in my boek vir my wys waar staan oeps nie. Nie in daai boek of in enige een van die apokryfe nie die waar is of die vals is nie. Gaan jy vir my wys waar staan oeps nie. Ah, dis waar. Die feit van die saak is, hierdie boerevolk word gehaat want dit is een van 2 nasies wat 'n gelofte met God het. Wat wag vir die dag van ons verlossing. Die ander volke het van iets gehoor. Hulle hoor die klokkie, maar hulle het nie 'n klou waar die kerk sit nie, want die klok, 'n klok hoort nie in 'n kerk nie. 'n Kerk hoort nie met 'n toring op nie. Elke keer wanneer daar 'n fees afgekondig word, hoor jy klokke in Israel. Jy hoor die ramshorings en trompette. Maar die feit van die saak is, dit is wat dit is. Maar God soek die beste. Dis hoekom daar 'n siftingsproses is. Dis hoekom daar 'n siftingsproses is. Nou kom ons kyk gou na Esegiel. Wat was die ander punt wat julle moes onthou het in hierdie Openbaring? Sodom en Gomorra. Dit het ek nou net vir julle verduidelik. Egipte, Oos, Sodom, Wes. En jy hoef nie so slim te wees om te kyk waar Sodom is nie. Dis waar hierdie hele LGBT, ek weet nie wat die hel dit is nie. Maar nêrens kan hulle vir jou sê, gaan vra so ou, wat is 'n vrou? LGBTQ. Wat is 'n LGBT? Hy weet self nie. Hy is ook nie seker. Hy sê dis 'n persoon in 'n vroulike liggaam wat identifiseer as 'n man. Jy's klaar vertrag. Jou spieel is gebreek. Dis nie wat self praat. 'n Vrou is 'n vrou en 'n man is 'n man. Ja. En as die twee bymekaar kom, word daar 'n lewe, daar kom lewe voort. 'n Man en 'n man, jy kan nie, gaan haal vir my 'n kind uit 'n rioolgat uit. Ek deur jou. Wat sê jy oor Ek weet op 'n tydjie sê jy my jou skoolgeld gaan terugvra. Ek dink ook dit moet wel.
'n man en 'n man kan nie werk voor God nie. Maar hy het die hele wêreld lief. Ag sê. Het jy oral gaan lees waar dit sê hy's woedend. Elke dag, heeldag. Dit Sodom en Gomorra Ek vir die wêreld is vyandskap nie met daarom God. dat dit daar sulke goed was in die stad. Hè? God het ons vir Sodom en Gomorra plat gemaak omdat daar reeds manlike met manlike verhoudings was en goed. Wel, heel waarskynlik vroulike met vroulike ook. Ja, nee. Ek glo nie daar was baie kinders in daai stad nie. Want Lot se dogters was getroud met mans. Hy het skoonseuns gehad. Tog sê hy vir die manne van Sodom, ek gee julle my dogters want hulle is rein, hulle het nog geen man geken nie. Oeps. Oeps. Dit is Lot, né? Lot. Ja. En daar, die vrug daarvan, was dat hulle so gevrees het dat hulle weer in so 'n plek gaan opeindig, dat hulle pa gaan dronk maak het, en by hom geslaap het en kinders by hom gehad het. Dis die Moabiete, waar die Moabiete vandaan kom. Die hele Moabitiese volk was vervloek geweest. Tog, waar kom Rut vandaan? Wie was Rut? Weet julle wie was Rut? Ja. Ja. Hè? Sy vir Naomi. Ja, Sy is in die bloedlyn van Christus. Ja. Maar hoe kry jy dit reg? Ek weet nie, ek was nie daar nie. En natuurlik Rachel ook, Rachel. Rachel. Nie Rachel nie. Rachel. Rachel, ja. Sy was 'n Kanaaniet. Maar omdat sy 'n prostituut was is nie noodwendig dat haar bloed korrup was nie. En wanneer ek sê bloed, praat ek van 'n DNA verandering. Vermenging, want daar was reuse in daai land gewees. Waar kom jy reise vandaan? Waar kom jy reise vandaan? Dit was die, kyk, reuse is van die Nephilim. Die meeste mense sal vir jou sê Nephilim beteken reuse. Dis nie wat dit beteken nie, dit beteken nie gevallene. Al die Nephilim was reuse. Ekskuus, al die reuse was Nephilim. Maar al die Nephilim was nie reuse nie. Ja. As Genesis 4 vers 7 sê van die wat so van praat. Die van 6 af, hoofstuk 6. Yes. Van hoofstuk 6 af. Ja. Ja, daar word goed in die nuutste vertaling van Enoch. Lees jy van meerminne en daai tipe van, ek sien nie die goed was nie daar nie, want daar's niks onder die son wat jy aan kan dink wat nog nie was en wees sal wees, sê die Bybel. Maar om te gaan spekuleer dat dit die moeders was van die vrouwen waarmee die engele omgang gehad, dit is sinneloos. Want daar was Nephilim en dan was daar monsters. Nou die monsters was die vrug tussen hierdie hemelse wesens en diere. Alle vlees was korrup geweest, hulle korrup. As jy gaan kyk na die boek van Jasher, sal jy sien daar. Alle vlees, mens, dier, voël, reptiel, vis, alles was korrup geweest. Deur die goed. En hulle het tegnologie gebruik, want hulle het nie meer daai goddelike vermoë gehad om hierdie bonatuurlike goed te kan doen, soos wat hulle gehad het toe hulle heilig was. So die Nephilim is gevallende engele. Nee, gevalle engele. Nee, dis die produk van hulle. Ja. Gevalle engele is gevallene engele, hulle bly engele. In other words, the angel
So They that's all- just had relations with human beings. And then you get Nephilim or monsters, depending on whether it's human or animal. Dit is wat die Bybel van praat as bose geeste. As hulle Goeie beeste. as hulle doodgaan, dan hulle geeste, hulle kan nie rus nie. Die Bybel sê die wicked shall not, die wicked sal nie kan nie rus nie. So as hulle doodgaan, dan dis hulle geeste wat op die aarde rondsweef. Ja. Ekskuus, ek wil net hierdie verse lees. Ekskuus op. Genesis 6 vers 4. In die dae was die reëse op die aarde en ook daarna toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die oudheid, die manne van naam. Dis wat dit sê die woord. Dis hy. En ons vat daai nou as die ou vertaling, die Ja, oorspronklike ou vertaling. Ja, ons uitpraat. Soos ek julle gesê het, daai is die ou vertaling van die jongste taal op hierdie planeet. Ja. En as jy gaan kyk na as jy gaan kyk na goed soos die wat sê in jou Bybel. Ek kyk van vers 1 af. Okay, dit het gebeur dat die mense oor die oppervlakte van die aarde begin vermeerder het en toe daar vir hulle dogters gebore is. Sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was en hulle het vir hulle almal wat hulle verkies het as vroue gevat. Jehovah het gesê, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is. Laat sy tyd 120 jaar wees. Daardie dae was daar reëse op die aarde en ook daarna toe die seuns van Hy God. verwys ook na reëse. Maar as jy na ander ouer vertalings gaan kyk, dan gebruik hy spesifiek die naam Nephilim of Naphal. Hy gebruik daai term spesifiek. Daar is 'n verskil. Kathy sê in Engels sê so. Actually, I'm just having a look because I've got the two Bibles here. Oh, you got it. Read it. In this other old Bible of mine, but I just want to check in the King James what it says. Yeah, in the King James it says giants, but in this other Bible it says Nephilim. So hy's meer beskrywend, hy's dieper beskrywend. Waar is hy Esegiel 47 wie toe? What is that in English there? Ezekiel 47. Lees hom hard en duidelik van die begin af. Okay. Daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis en kyk, daar het waters uitgestroom om die drinkel van die huis uit, na die ooste toe, want die voorkant van die huis was na die ooste toe, en die waters het weggevloei onder die regter sy muur van die huis uit, suid van die altaar, en hy het my uitgebring deur die noupoort en my buitekant om laat gaan, na die buitenste poort, wat na die ooste kyk, en kyk, die waters het gekabbel uit die regter sy muur uit. Toe die man na die ooste uitgaan, het met 'n meetsnoer in sy hand, het hy 1000 el gemeet. Wat doen hierdie? Hy meet Hoekom doen hy dit? Moet aan hom was daar gesê om dit te doen. Dit is gesê om daar te doen en is gesê in Openbaring om te doen. Sê dit vir ons in die Ou Testament, waar het God vir Dawid die blueprint gegee van die tempel? Dit
is vir hom gegee, maar hy mag dit nie gebou het nie. Wie sê is vir hom gegee? Waar is dit vir hom gegee? Nee, nie vir hom gegee nie. Dis twee. Dit is vir hom gegee, maar waar sê dit? Dis allemaal. So sou dit nie 'n koningsfees nie. Was dit nie gegee toe die boumateriaal? As jy gaan kyk na die boumateriaal wat Salomo gebruik het, gaan jy kom by 666. Ja. Jy het dit Wauw. geweet. Nee. Sorry, Jay, what did you just say? If you go do the calculations on the measurements and materials that Solomon used, you end up at 666. Nou, hoekom sal dit wees? Hierdie was dan die huis van God, gemeet in vandag se waarde, as ten minste, heel waarskynlik meer, maar nie minder, as 111 biljoen dollar. Ken jy 2 geboue in die wêreld wat daai prys is? Vandag. Nee. Hè? 111 biljoen dollar estimate. Ten minste. Heel baie geld. Gaan kyk na die goud en goed. En dan gaan kyk jy na die somme wat gemaak is daar. En dan gaan kyk jy na hierdie ou wat deur vandag se predikers verwys word as die wysste man wat ooit hierdie planeet geloop het. Hy het gevra vir wysheid, God het hom geseën met wysheid en weet wat gaan doen hy? Wat gaan doen hy met daai wysheid? Hy gaan kies om die grootste sot in geskiedenis te word. Ja, dis waar. Boonbehalwe al die vroumense wat hom al gemaak het. Want daai ou, ek dink die register van sy vrouens was soos 'n telefoonboek. Hy kon nie almal se name onthou nie. Maar dis nie eers die begin daarvan nie. Hierdie ou se boeke wat hy geskryf het word vandag in blaatante satanisme vir honderde duisende verkoop. As gevolg van die bose kennis wat daarin is. Want hierdie ou was 'n satanis. Hierdie ou was 'n satanis. Waar hy Proverbs, dit is in Afrikaans Spreuke. Spreuke, daar is hy nog. Daar bestuur hy nog. Maar toe hy die dogter van Farao in Jerusalem invat, toe val hy appelkar se wiel af. Ja. Gaan kyk. Gaan kyk. En dan sing ons allerlei liedjies wat uit die Hooglied van Salomo uitkom. Kan ek vir jou reguit sê wat se boek is daai? Gaan lees dit en sê vir my ek's verkeerd. Dis 'n love letter aan 'n Magosha. Weet jy wat 'n Magosha? Dis Handelinge. Nee, nie Handelinge nie, Hooglied. Hooglied van Salomo. Dit is 'n swart vrou. His banner over me is love. Dis sy banner van love oor 'n ousie. Gaan lees die boek, man. Kyk wat jy lees. Daar staan geskryf, hierdie lot mense haat my want ek is swart. Nou wat nou? Nou wat nou? Sê ek so? Nee, die woord sê so. Ek weet nie wat soek hy boek in die Bybel nie. Dis poesie en prosa van die Sanhedrin, van die Kabal. Dis waar dit vandaan kom. Dis hoekom dit daar is. Prediker het al hierdie wyshede wat hy dis 'n rekord van dit wat met hom gebeur het as gevolg van dinge wat hy gedoen het, wat hy nie van vergewe kon word nie. Daar is 'n tyd vir elke ding. Waar dink jy het hy gehoor of gesien van die silwerlyn in Prediker?
Hè? As die lyn gebreek word, dan is jy dood. Hoe het hy dit geweet? Hy is wat snel Hè? wat te doen met satanisme. Daai is te doen met satanisme. Direkte satanisme. En as jy niks daarvan weet nie, moenie gaan verdedig wat jy niks van weet nie. Moenie gaan allerhande goed sing, luister na wat jy sing in 'n kerk. As jy 'n bietjie van 'n verbeelding het, met ander woorde, jy is oorreed daarvan dat jy nie 'n bietjie verstandelik vertraag is nie. Gaan jy nie mislees dat die Hooglied van Salomo net kort is van 'n Ou Testamentiese Playboy magazine nie. Sê vir my ek lieg. Roep enige ou om vir my te sê ek lieg. En met te wys uit die Bybel uit ek lieg. Dan sal ek hom uit die Bybel uit wys dat hy is besig om te lieg. Ja. Daar is niks behalwe vuilheid wat jy kan leer in Hooglied van Salomo nie. Nee, baie liefdesverhale. Nee, hy het baie walglike verhale. Hy beskryf tot na borste vir jou. Ja. En die wat? In die Bybel, in Hooglied. Ja, dis ja. Maar ons vat hierdie goed en ons gaan sing dit as loflied. As jy vertraag, man. Dit sê ook, sy sê moenie na my kyk nie, want die son het my verbrand. Moenie na my breinerig kyk nie, want die son het my verbrand. Wel, as jy op 'n ander plek sê jy weer net raak want ek is swart. Dis seker waar daai vandaan kom as jy te lank in die son is dan brand jy. So ek het As ek brand ek rooi, nou is ek jy sien die ding is ouens het te verdraagsaam geraak. Verdraagsaamheid is 'n vrug van die Gees. Ja. Is ek reg? Ja. Jy seker? Ja. Hoe wil jy gou gaan seker maak? Nee. Ja, seker jy. Is dit verdraagsaamheid teenoor sonde? Jy mag nie verdraagsaam wees teenoor sonde nie. Nou waaroor moet jy verdraagsaam wees? Teenoor jou medemens. Die medemens. Dis is jou familie. Jy sien hierdie is dinge wat die wêreld ons rondstamp mee. Want ons gebruik nie die regte, ons dink nie voor ons praat nie. As jy moet verdraagsaam wees saam met jou medemens, gaan Sondag gaan saam met hom. Gaan saam met hom pap toe dat hy Sondag saam met jou kerk toe kom. Nee, sal nie. Maar hoekom nie? Nee. Dis dan verdraagsaamheid. Wat sê die Bybel? Hoe moet jy verdraagsaam wees? Kom. Julle almal is mos nou kinders van die Here. Ons dien ons nou die Here. Kom nou, sê vir my. Wat is die vraag, pastoor? Wat is verdraagsaamheid? Is eintlik twee vrae. Is om met iemand geduldig te wees. Wie? Medelede in Christus. Medelede in Christus. Ja, dit is wat ek eintlik nie gemeen het. Jou. En hou in gedagte. Dat daar staan geskrywe, nie elke ou wat sê Here, Here, is sy kind nie. Ja. Nee. Nee, dis nie waar. Inteendeel, hy sê dat hy baie sal voor my staan en daardie dag en sê, ek het dit en dat en die volgende vir u gedoen en die en al hierdie goeie werke en hy gaan jou kyk en vir jou sê, raak geen kennis van jy nie. Oeps. Oeps nie. Die oeps kom van jou af. Ja. Hier is fout. Hier is fout. Oh my.
Oh my. So nou waaroor moet jy verdraagsaam wees? Sonde? Nee. Nee, dis nie wat dit sê nie. En ek word nou en dan word af my gesê, jy moet nie ouens se name so blaatant gebruik nie. Weet jy dat die Bybel is die Nuwe Testament verhaal is ek kan nie op die regte Afrikaanse term kom nie. Oop vlek, maar is 'n expository van valsheid. Een van my favorite hoofstuk in die Bybel, Matteus 24. Ja. Begin Yeshua, voordat hy hierdie openbaring aan hulle begin oopmaak, aangaande homself in die laaste dae, in die einde van die wêreld en sy wederkoms, sê hy, pas op, laat niemand julle verlei nie. Dan begin hy hulle te vertel. Dan gaan hy so stap vir stap en hy sê, maar moenie laat hulle jou verlei nie. Hier kom valse profete, pas op. Moenie as hulle vir jou sê, hy's hier in die kafee of daar in die parkie, moenie gaan nie. Want as ek kom, gaan elke oog my sien. Elke oog gaan my sien. Lewendig en dood. So moenie worry nie. Moenie net laat julle geflous word nie. Moenie net laat julle geflous word nie. En dan gaan hy aan. Maar hy maak seker dat hy gee segment en dan sê hy, pas op, moenie verlei word nie. Kort sê hy dit. Moenie verlei word nie. As mense wil aangaan agter valskode aanhardloop, dan is dit tyd om die stof af te skop. Dan is daai tyd het aangebreek. Inteendeel, ek is daarvan oortuig dat as ek die Bybel reg lees, sal dit 'n sonde wees vir my om aan te gaan karring aan so 'n mens. Dis hoekom julle my al gehoor sê het van mense. As jy wil hel toe gaan. Alles van die beste. Ry mooi ry, mooi loop. Ek weet nie hoe jy daar gaan kom nie, maar volg maar net die borde, pad wyd. Sit voet in die hoeke wees. Daar gaat ons. En dit is die God se behaag dat jy so toe gaan. Hy het jou nie gemaak daarvoor nie. Inteendeel, dis 'n plek wat spesifiek vir Satan gemaak is. En sy engele. Dis nie vir mense gemaak nie. Daarop gesê, dis die mense se wil en se keuse waarheen jy wil gaan. Is dit ja, ek dink is Gelukkig of ongelukkig, ja. Ja. Hang af wat se kant van die vensie aan staan. Kyk, as God almal wou op 'n manier gehad het, sou hy jou so gemaak het. Maar hy het jou gemaak met 'n eie vrye wil. Sodat jy hom moet lief hê omdat jy wil. Ja. Of hom moet haat omdat jy wil. And he's game for both. As ek nou reg as ek sê in Engels, ek probeer nou Engels praat. Yeshua is a gentleman. Ek kan dit so sê. Ek so sê terwyl van die eie wil en eie keuse. Jy kan, maar jy moet onthou dat 'n gentleman het twee kante. Okay. 'n Gentleman, hy behandel sy vrou goed. Vir 'n voorbeeld. Hy behandel sy ouers goed. Hy behandel sy kinders goed. Gaan maak hulle seer en kyk of hy 'n gentleman met jou gaan wees. Inteendeel, Openbaring sê, ek sien hom kom op 'n perd.
Sy hare is wit. Sy oë soos vuur. Daar weer. Sy hare is wit. Dit is nieuw. Nie van grysheid nie. Nee. Van reinheid. Ja. Wit soos wol. Amen. Sy oë gloei. Soos vuur, ja. Daar is 'n tweesnydende swaard wat uit sy gesig uitkom, uit sy mond uitkom. Wow. En sy klere is vol bloed van sy vyande. Onder die perd se pyk. En dis 'n gentleman. Nee, daar's twee kante. Soos wat sy gesê het. 'n Gentleman het eendag 'n sweep gevat wat hy self gemaak het. En hy het in 'n tempel ingegaan, maar alleen, en hy het die huis skoon gemaak, sê die Bybel. Ja. Hy was 'n gentleman. Maar pappa almal het geweet hy's daar toe hy daar aankom. Jy weet wie hy is. Hy was beslis nie van Sodom af nie. Hierdie is die man op die wit perd wat 'n naam op sy been het wat niemand kan uitspreek. Amen. Wat elkeen van sy kinders se name in sy hande gegraveer het. Sy naam is Yeshua. Amen. En as jy aan sy verkeerde kant staan, gaan jy die fight verloor. Tragies verloor. Jy het nie 'n idee wat dit beteken om te sê God is liefde. Hy is liefde, maar hy is kwaad. Dis die een kant. Daar staan geskrywe, daar's 'n duister wolk wat hom wegsteek. Julle het al gelees. Ja, ek het dit al gelees. Hoekom 'n duister wolk? Sit lig. Want as daai heerlikheid daar uitbars, staan niks. Niks. Dit kan net gebeur. Die Bybel sê ook vreeslik is dit om te val in die hande van 'n leeu en 'n volk word. Ja, dat is so. Ja. Dit sê hy. En snaaks genoeg, hy sê dit. Glo ek vir hierdie geslag wat so lui is om kerk toe te gaan vandag. Want ons het kruis net en kyk net en lê net en Sit net. alles op die TV. Ja, spoor net en nou TV net. daarmee heen. Eskom het gegaan. So ek weet nie wie gaan net wat doen binnekort nie. Mense het niks luister. Ja, nou, ons wil net niks hoor weet. Ons wil net niks weet. Ons weet just daar niks op die TV om te kyk nie so. Ek weet nie. Ek kyk glad nie. Nee, maar ek sal gaan goed navors op die net. En kyk wat sê die ou en kyk wat sê daai ou en weet ek is maar stof soos julle. Dan kom jy op ou af en eers laat jy weet waarvan hy praat, jong. Dan die volgende oomblik. Yes, dan wat val hy daai hele. Dan is hy 'n Katoliek. Maar nou sê al op die TV, hy is so Engels, hy loop altyd met 'n perd en hy het so hoed op partykeer. Dis definitief nie Paul Creer nie. Nee, as jy verstaan. Hy praat tragies op U. Ek weet nie of jy hom ken nie. Ek ken nie eens vir u nie. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Ja, ETV. Nee, ek het nie ETV nie, ek het my TV. Maar ek kyk hom glad nie. Wat is sy naam, He's a man? farmer, Dad. Wie? Daar's 'n Angus Buckel. O, Angus Buckel. Dis nou 'n piesangkop daai. Ja, Jy weet hy praat nou teen 'n ding en dan word iemand net blaf net bietjie vir hom. Blaf nog nie, knor net vir hom. Dan is dit nie eintlik nie so sleg nie. No, he didn't make much. Ek weet nie of hy 'n groter patat is as die patats wat hy in die sakke gesit het nie.
Dad, I found him very irritating. En laat al hierdie ander patats agter hom aanhol. Ja, kyk hom gewoon aan. Ek sien hom. Jy weet, wys my in die Bybel. Waar word daar gepraat van hierdie manne kampe? Veral in die tye waarin ons lewe. Nou het jy 1,5 miljoen ouens aan die ander kant Bloemfontein. Want ek weet nie, julle vrouens is seker maar te sleg, ek weet nie. Terwyl hulle daar is, dink hulle hierdie singplaatplekke, het jy al gesien hoe die dishes op hy goed? Dink julle hulle kyk nie nuus nie? Wat doen, ja. Het jy 1,5 miljoen ouens daar, 400 kilometer ver, van hier waar hulle vrouens en kinders weerbaar is en die goed. En iets gebeur. Wie kry die skuld nou daarvoor? Angus Bakken of die Here? Here. Hè? Here. Maar het was nie hy nie. Dis ween wat die mense is, God kry die skuld. Ons het dan gekom om U te aanbid. Hoekom het U nie my vrou en kinders op? Wie wat man? Daai boek sê dis jou as man se plig. Nie sê dis jou plig om jou huis met jou lewe op te pas. Amen. Maar ons wil gaan staan en patat stories luister daar in Bloemfontein. Maar jy weet, daar is nie stil gewees vir die vrouens om so te gaan om koekies te bak. Ek weet nie wat hulle gedoen het. Dis ook nie ons vrouens genooi nie. En net toe hulle daar weg is, toe brand alles daar. Ja. Ek hou ook gereen ook. Kom. Ou chickies is stompie al die keiserryks. Maar dit is dis nie vir my onbybel, dis 'n onbybel. Waar in jou lewe het jy dit gesien? Hè? Maar dit daar gelaat. Nee, daai jy mis niks nie. Nee, ek weet jy is. Ek het jare terug daai prent gesien wat oor hom gemaak is. Ja, in plaas. Ek het regtig, ek was nie beïndruk daardeur nie. Ek het nie lekker verstaan. Is jy wat by like tyd is? Ja, Ja, maar dit was 'n goeie ding. Ek het dit nog gelike. Die video is alright. gaan kyk hom vandag en kyk of jy dieselfde opinie het. Ja, ek weet ek sal seker weer moet gaan kyk. In die movie, ek weet nie, hy wil preek van allerhande goed, maar in die movie, soos in toe hulle oor hom geskryf het, het hy soos boer sy broer se kind gery met die trekker. Ja, maar dit was voor dit voordat hy tot bekering gekom het. Yes, ja. En vandag gaan alles oor geld. Weet jy dat dit kos, well, last count, dit kos R100 per kop om my uit te gaan kyk. Tuinkop. R100 per kop. 'n Familie sê, kontak hom en sê vir hom, hoorie so, ons wil jou vreeslik graag kom sien. Maar dis, ons is 'n getroude paar met 2 kinders. Hy sê vir hulle, okay, dit sal dan R200 wees vir die hele groep. En hulle het gesê, wie wat, vrylik het ons gegee, vrylik het ons ontvang, vrylik sal ons gee. En hulle het dit laat gaan. Waar verkoop jy die evangelie? En ek hoop Angus Bakken sien hierdie. Want ek weet nie, hoe oud moet jy word om by daai grapjie uit te kom, jou perd. Hy is glad nie vir my 'n rolmodel vir enige iemand. Nee, jy verkoop ons nie Here se woord nie. Nee, jy doen nie. Jy moet ons dit. Jy sê dit nie eens op die TV nie. Was so is Galasiërs dit is ek probeer net dink is eintlik is Galasiërs die vrug van die Gees van die Gees en woord en ek dink nou daaraan. Ja. Want ek is Bakken is een van hulle. Wat dink jy? Weet jy wat, dit is soos wat hy maak, as hy Moses moes gewees het, sou hy seker vir hom
die leviete gestuur het om die manne te gaan kollek, in plastiek te sit en te verkoop vir 'n pakkie. Dis wat hy doen. Hy verkoop die evangelie teen 'n prys. Hy sou die manne aan die mense verkoop het. En as jy nie geld het vir manne nie, vrek dan. Ja, hy is nie eintlik 'n regte evangelis nie, want soos persoon nou sê, as hy Baie sou voor my staan en nie elkeen het gesê vir my sê Here, Here gaan dit maak nie. ja, Ek gaan vir jou sê vir check. ja. Hoe kan jy so praat? Dink jy 'n ou wat jou slat met 'n sambok? Sê nie vir jou voet check nie. Hy noem aan een van die wat hom volg Satan. Pas op die prentjie wat jy van hierdie soetsappige evangelie af in jou kop teken, hoor. Jy het nie te doen met 'n sussie nie. Jy het te doen met die perfekte voorbeeld van 'n man. Wat 'n man behoort te wees. Nou iets. Ek wil net vir jou hierso lees, Debbie, wat hy hierso sê van wat staan die vrugte van die Gees. Hy sê vir daai ene wat jy gesê het is sagte omgee. Sagte omgee. Verdraagsaamheid. Ja. JP, dit my baie klaar. Sê my bietjie, as jy nou dood gaan en jy wil veras word, is dit 'n sonde? Hoekom vra jy my dit? Nee, omdat my net pla oor, jy weet, want ek Okay, kom ek jou so vra. As dit nie 'n sonde is nie, sal jy die koninkryk van God sien. ek glo dit is nie. Is dit jou opinie? Ja, ek dink. Okay. Dan is daar duisende opregte, godsvreesende godskinders wat dit nie gaan maak nie, want hulle almal is aan die brand gesteek gewees. In die inquisisie. En in die self van net na Yeshua het die Romeine hulle verbrand. Hulle is gebruik as straatlampe aan die brand gesteek. Vir wat? Hulle was duidelik onskuldig, daai mense. En gaan goed hulle nie vat in nog wat nageval nie. Die wat? Ek sê, mense wat Omdat hulle nie die keuse gehad het om verbrand te word nie, sou hulle dan nie verskoon word as dit nou 'n sonde sou gewees het om Dit sou hulle word gereken as martelaars, soos 'n ou wat sy kop afgekap. Jy weet, dis jy het nou die keuse, verloon hom of ons kap jou kop af. Ek dink ek gaan hom verloon want ek wil nie my kop onder my arm in die hemel inloop nie. Ek persoonlik en ek sal dit waardeer as 'n ou daarmee teenstrydig is want almal het nou die reg om hulle standpunt te verdedig. As ek moet tot sterwe kom, wil ek verras word. Ek wil verras word. Want of jy nou oor 1000 jaar gelede stof word en of jy nou vinnig in 'n uur stof word, what's the difference? Maar is dit nie ook wat hy vir ons sê? En ek wil ook nie gaan lê daar. Wie wat as dit nou nog manure in 'n mooi tuin is, maar ek meen ons jy sien nie eens die grafstene daar. Jy het center of town, ek wil nie daar wees nie. Maar hy sê, Debbie, hy wil sê ook van stof as jy gemaak het tot stof sal jy terugkeer. As dit mos 'n vorm van stof. Is dit nie? Ja. Dis irrelevant. Ja, hy sê vir Want die oomblik wanneer jy opgewek word, kom alles bymekaar weer. Ja. alles waar jou stof is.
Yes. Hierdie liggaam kom by mekaar weer. Ouens gaan met my stry daaroor. Dit is wat dit is. Dis hoekom Yeshua het vir sy disippels gesê, van julle sal my verheerlik sien voordat julle sterf. En nou dink almal Johannes die disipel is nog lewendig in Turkey, in 'n grot. Hy het hom in sy verheerlikte vorm gesien. Ja, Voor hy gekruisig is, voor hy gesterf het. nou. JP, Voordat hy Yes. opgegaan het. when my mom passed away, Ja. I was asked what do I want to do, and I said I want to have her cremated. Ja. And then my brothers, they said, what did mom want? So I said, you know what, she never actually spoke of anything. And I said to them that you've left it to me to organize everything. This is what we are doing. If you want to view mom, you can go view her. I chose not to view her. Martin chose not to view her. David sort of hummed and hawed. And the day of the memorial, she still hadn't been cremated. And I went to the lady and I said, can my brother still see her? And she said, yes. She said, but, and that's what she told me right in the beginning. She said, you don't want, she said, it's not a nice thing to see. You want to rather remember them as they were. Yeah. But I said to David, it's your decision if you want to see mom. The lady said you can still do it. And he said no, he doesn't want to go see her. And Asher was very, very upset. He was sobbing his eyes out because he overheard one of us saying that my mom is going to be cremated, and he knew that she was going to be burnt. And then I took him one side and I spoke to him and I said, you know, Asher, you believe in Yeshua? And he said, yes, Granny. I said, and you know that when we die, then our bodies are no longer here. And I said, and one day when Yeshua comes back for us, all of our bodies, whether you are buried in the ground or whether and I said to you, whether you burnt, all of that comes together. I believe 100% what you say, JP, that it all comes back together. And I said, it all comes back together. And I said, then we're going to be with the Father God, and we're going to be with him, and we're going to be in the best state that the best. We're going to be the best age we are when we're on the earth. And his little 6-year-old mind, he said to me, so Granny, she's not going to feel it. Nana's not going to feel it. Oh. I said, she's not going to feel it. And he was happy with that, and he was okay, and that's it. He moved on. But yeah, I took the decision to do it, and whether I think my mom would have wanted that, but I was not going to put it into the graveyard where I can't even find her grave because it's overgrown with weeds and all kinds of things and all that. I just said no. En julle weet dat my tannie is begrawe. Dit het hulle R20,000 gekos net vir die graf alleen. Dit is sonder al die Weet jy wat? As ek nou regtig Dis wat hulle my As gesê ek nou regtig my wil op julle kan neerforceer. Ek het 'n redelike pakkie wat agterbly. So, weet julle wat? Draai my toe in 'n kombers. Luister nou mooi. Steek 'n paar gate deur sodat ek nou nie op daar's niks evidence. Draai my toe in 'n kombers, gooi my nie dan. Daar nie dan. Wat wil julle hoekom wil jy R20,000 op 'n ou gaan spandeer wat nie eens kan sê dankie nie. Well done. Die blomme lyk mooi. Of jy nou in die blomme of hierdie wat jy goed wat jy op die dam dryf. Wat hy goed. Hyacinthes. Hyacinthes. Dra hulle nou en dan blommetjies. That's so right. Wax. Well, this did you a good view. Catherine wants to speak to Penny. That's what my mom's cost me. Just over 20. Yeah, but that is And only it for was the cheap. grave.
Yeah, and it was cheap Yeah, compared to but I others. mean that was So, just yeah. for the grape. And Imagine now- that we'd have to do still to do that, you know? Yeah, I know. And I think also, you know your loved ones. Would they want you to go into debt for them? Yeah. So my Yeah. mom wouldn't have wanted that. So, she was a simplistic person and material things didn't matter. Yeah, but they are not going to worry about the body anyway because they are, if they with God, they're in a better place anyway. Ja, So, maar yes. passie nee, as jy deur die staat begrawe word, dan hou hulle jou lyk daar vir maklik 2, 3, 4 maande tot daar nou meer as 25 lyke is Ja. wat nou deur die staat, dan gooi hulle jou net in 'n gat in en hulle petroleum So skiet what? van die brand. Is Dis waar. wat hulle doen. Is Is maar staat kan jou begrawe ook. Ja. Ek weet, maar So what? dit is Ja, jy's nie meer daar nie. Afhangende van waar jy dood is, gaan dit jou nie pla wie weer brand nie. Ja. But that I asked the lady from the funeral house, I said to her, how long can you keep my mom's body? Because my brother was coming from overseas and I wanted to know. Maar ek was onder die indruk, jy weet, jy's oorlede en binne 1-2 weke jy's begrawe of veras en dis dit klaar. Sy het vir my vertel, there's bodies that can stay there for a year because people they don't know what to do with the Hulle bodies. het vir my ook gesê, ek het daarom sy sê ek het ten minste 3 maande om te betaal vir op my ma se begrafnis. Ja. Nee. Maar ek indigent ook daarop. Maar anyway, het julle daar as ek meen mense strooi die as en die wind kom en hy paddel. Mense strooi as in die see. Ja. So God is amazing. Ja. He's Hy het sy wonderwerke Ek sou nie eens so ver gaan nie. JP, ek kan net die lijk ingooi. En dan sal die haai die lijk eet. Ek gaan dit nie omdat iemand my gevra het, hy wil nou sê as daar 'n groen punt gestrooi het. Ek gaan daai brief aan sy vrou gee wat sy dit gaan doen. Ek gaan nie daai punt doen. Elke familie het sy eie. My pa het Ja. gesê hy wil in die see gegaan het, maar ek is te duur. Wat, ek kan nie in die see swem nie. Daar kom jy nie dans toe. Nee, as ek dood is nie, nee. Maar kan jy my in wild waters gaan gooi? Daar's ook golf. I think that thing is a little bit depressing for me. Yeah. To have the ash there by me. I don't like it. I've actually hid it, so I don't have to see it. Because to me it's a bit depressing. But that's just me. Yeah, everybody's got it's different. Yeah. For me it's there. Ek het die dag gesit. In die begin was dit vir my beskiklik met die pa nie. As ek kyk na sy foto, dan heilig beskiklik. Ek het altyd daar so stil gestaan. En toe kry ek die tyd dat ek nie daar moet beweeg nie. Jy weet, en dan nou stop. En dan totally healed. Die goedjies is daar so alles en wonderlik. Nou en dan loop ek al verby dan. Soen ek op my 2 vingers en sit ek daar teen sy lippe. En sê ek vir die dag gaan mooi jou sien. Ja, people are different. Ja. Ja, they're different. Ja. Ek het ook in die begin nie gelike as my ma se goed daar staan. Toe ek het gevat en dan sit ek dit onder in die kas en as ek sien dan die kinders het uitgaan op hoog gesit en dan vat ek dit weer aan Berk en dan sê DJ, ma, oupa het gesê as jy omstaan en kom, gaan ouma hier uitklim. Ek sê nie op my bed nie, sy gaan onder in die kas uitklim. Dan sê nou is maar net vieslik. Dan vat hy nou sit hy in sy kamer. Ja, wat dit is, maar different strokes for different folks. Ja. Die feit van die saak is, sy gee vir die mens om 1 keer te lewe en dan nie oordeel. Ja. So wat is en dan en Wat het gebeur? Wat Is gebeur? in jou eie hande, ja. Ja, ons weet nie eens waar lê my skoonpa nie. ek is nie 'n ou wat teruggaan na grafte toe nie. Dit is nou maar net wat dit is.
Ek is bitter spyt dat my man begrawe. Ek is as ek nou dinge anders kon doen vandag, sou ek heel waarskynlik my pa laat vaar sit. Maar met die waters wat verby is, sal die meeuwe nooit weer maal nie. Maak nie saak nie. Yes. Ek het nou die dag het ek met iemand ook gepraat, ek dink dit was dan, ek sê seker nee, dit was nie tyd. Maar jy kry nou water ashing ook. Ja, het was Hannes Sy suster, ja, hulle veras jou in water. Ek weet ja, nie doen hulle it's dit like nie. 3 Hulle- months or something like Ja, that. hulle kook jou seker op. It's a new technology that they're doing. Maar dit is- It takes like 3 months. Ja, vir them Die damding is baie cheaper en vinniger. Yeah, apparently that's what she wanted. Kan ons asseblief nou ophou want almal gaan nou praat dat ons net nou kry nou wat ons moet doen. Katia. Julle almal, ek is bly julle nasies is rus en vrede. Ek is nie rus en vrede, ek waai seer. Okay.